En vandag sluit ons hierdie reeks af en ons het gesê die woord avoda beteken werk en ons het gepraat oor aanbidding. Vandag praat ons oor diensbaarheid. En Eksodus 8 vers 1 sê, daarna het die Here vir Moses gesê, gaan sê vir die Farao, so sê die Here, laat my volk gaan om my te dien. Daardie woordjie dien is die woordjie avoda. Met ander woorde, ja, my werk is 'n manier hoe ek God aanbid, maar my beroep, my werk is ook 'n manier hoe ek vir die Here diensbaar kan wees. Die ding is, ek en jy het groot geword in die kerk, en in die kerk is ons geleer dat diensbaarheid vir God beteken om godsdienstige goed te doen. Ek dien God wanneer ek in die band speel, ek dien God wanneer ek by die sonnagskool aanbied, wanneer ek 'n Bybelstudie lei, wanneer ek vrywillige werk by die kerk doen, dan dien ek die Here. En natuurlik is dit alles 'n manier om die Here te dien. En asseblief, jy moet, want hierdie gemeente sou nie hierdie gemeente wees as daar nie mense was wat bereid was om te dien nie. So as jy wil dien, kom gesels met my. Maar die fout wat ons maak is, ons dink hierdie kerk is die enigste plek waar ek God kan dien, want dit moet godsdienstig wees. Ons dink diensbaarheid vir God beteken geestelik of om iets wow vir die Here te doen. Ons voel ek kan nie regtig die Here in my werk dien nie, want jong, my werk is nie regtig geestelik nie. Maar ek wil hê jy moet vandag besef, om die Here te dien beteken nie jy moet skielik 'n ander werk kry nie. Lukas 3 is eintlik 'n ongelooflike verhaal, vers 10 tot 14, wat vertel van tollenaars en soldate wat tot bekering gekom het. Dan kom hulle by die disippels en hulle sê vir hulle het nou die Here aanvaar, wat moet hulle nou doen, né? Want ons moet nou geestelike goed doen, ons is nou die Here begin dien. En as dit interessant dat die disippels nie vir hulle sê om nou hulle werk te los en iets anders te gaan doen nie. Die disippels leer hulle eintlik om te sê, jy moet nou net jou werk anders doen. Nou moet jy begin werk met eerlikheid en regverdigheid en tevredenheid. Eintlik wat die disippels vandag wil sê, en vir ons ook, is, hulle werk het dieselfde gebly, maar hulle harte het verander. Hulle het eintlik vir iemand met 'n hoofletter, vir iemand anders begin werk. Hulle het aan God behoort, en nou kan hulle werk tot sy eer doen. Nou kan hulle werk doen soos Kolossense 3, wat ook al julle doen, ook jou werk, doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie. En dis wat die disippels vir hierdie manne leer. Hulle sê, moenie jou beroep gaan verander nie, moenie nou iets geestelik probeer doen nie, begin dit vir iemand anders werk. Jy kan jou werk vir die Here doen, en dan kan jy net daar waar jy is, hom dien. Daar's 'n ou fliek, so 'n bietjie voor my tyd, Chariots of Fire. Ag, kan ek sien, enigiemand van julle dit gekyk? Dankie. Ja, die jong mense kan nee. Julle kan dit gerus gaan kyk, dit is beskikbaar. En hierdie fliek vertel die verhaal van Eric Lindell. Hy was 'n Olimpiese hardloper uit Skotland in die 1930s. En in hierdie film vra Lindell se suster vir hom, hoekom hy aan die Olimpiese spele wil deelneem, en hoekom hy nie net liewer 'n ander loopbaan kies nie. En dan, lang storie, gaan kry missionary werk in China, en dan is daar hierdie woorde wat my hart so geraak het. Hy antwoord daar, hy sê vir haar, when I run, I feel his pleasure. And it's not just for fun. When I win, I give him honor. Maar daardie woorde, when I run, I feel his pleasure. En ek het vir myself gevra, wanneer ek en jy maandagmôre moet werk toe gaan, en ek my eenvoudige werk moet doen, sal ek soos hierdie ou kan sê, when I work, I feel his pleasure. Of het dit 'n ding geraak vir Sondag as ons kerk toe gaan? Ek en jy beleef nie die Here se
se vreugde wanneer ek en jy werk nie, omdat ons nie besef dat ons hom kan dien deur ons werk. Want dit is nie geestelike werk nie. Nou wil ek hê om jy eintlik jouself 'n guns doen en gaan kyk en ek wil hê om regtig tyd vat hierdie week om dit te doen. Gaan soek die woord geestelik iewers in die Ou Testament, van Genesis tot Maleagi. En ek gaan jou waarborg, jy gaan nêrens daai woord kry nie en niemand gebruik dit nie. Want in die Bybelse tyd was daar nie 'n ding soos 'n geestelik en 'n nie geestelik nie. Alles was geestelik. Jou lewe was geestelik. In die Nuwe Testament gebruik Paulus die woord geestelik. En wanneer hy dit gebruik, dan gebruik hy dit in die konteks van dat die Heilige Gees jou lei om iets te doen. Dan is iets geestelik. En Paulus het geglo, jou hele lewe moet deur die Heilige Gees gelei word. So weer eens, jou hele lewe is veronderstel om geestelik te wees. Daar is nie veronderstel om 'n skeiding te wees tussen dit wat geestelik is en dit wat nie geestelik is nie. Alles is deel van wie God is en daarom is my en jou lewe en ons werk veronderstel om geestelik te wees. Want is alles deel van wie God is. En ek het vir myself gedink, ek en jy het maklik, ons sê maklik hierdie goed soos, maar hoe gaan dit met jou geestelike lewe? En ek het vir myself gesê, as ons by Jesus moes kom en ons vir Jesus moes vra, Jesus, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Jou verhouding met God, dan sou ons baie vreemd aangekyk het en dalk iets gevra het in die sin van, wat bedoel jy met geestelike lewe? Want my hele lewe is geestelik. En of jy dit wil hoor of nie en weet of nie, jou hele lewe is veronderstel om geestelik te wees. God is veronderstel om deel van elke kompartement daarvan te wees. Ook ons werk. Om God deur jou loopbaan te dien, jou beroep, hang nie af van wat se werk jy het nie. Dit hang af van hoe jy werk, wat in jou hart aangaan, vir wie jy in jou hart werk. Twee mense kan presies dieselfde werk doen op dieselfde plek met dieselfde salaris, maar twee heeltemal verskillende gesindhede hê. Want die hart maak die verskil. Daar's 'n ou storie van 3 werkers wat klippe gekap het. Dit was hulle werk. 'n Man het verbygeloop en die eerste werker gevra, "Wat doen jy?" Die werker het geantwoord, "Ek kap klippe. Dis swaar, dis vervelig en dis baie uitputtend." Die man het vir die tweede werker gevra, "Wat doen jy?" Hy het gesê, "Ek verdien geld om my familie te onderhou." Hy het die derde werker gevra, "En wat doen jy?" En hy het opgekyk, geglimlag en gesê, "Ek help om 'n kathedraal te bou." Dieselfde werk, maar hulle harte was anders. En jy sien, ons harte verander wanneer ons besef, ek doen dit soos vir die Here en nie vir mense nie. My werk is veronderstel om heel eerste daaroor te gaan, dat ek die Here daar kan dien. Maar ongelukkig gebeur dit nie altyd so nie. En Dorothy Sayers, sy het geskryf, en ek haal direk aan, dokters beoefen medisyne nie in die eerste plek om mense se pyn te verlig nie, maar net om 'n bestaan te maak. Sy het ook gesê, prokureurs aanvaar sake nie omdat hulle 'n passie vir geregtigheid het nie, maar omdat dit die beroep is wat hulle in staat stel om te leef. En so is dit eintlik vir enige beroep. Baie mense, en 'n klomp dalk van ons, sien ons werk net as 'n manier om geld te maak. Ons sien dit nie meer as 'n manier hoe ons mense kan dien nie. Jy werk om te leef, sodat jy vrye tyd kan hê, in plaas daarvan om te sê, God kan deur my werk mense dien. Die ander kant is weer net so waar, dat baie mense voel dat hulle werk het geen waarde of betekenis nie.
En jy sal dit dalk agtergekom het wanneer jy iemand vir die eerste keer ontmoet en jy vra vir hulle, wat se werk doen jy? En dan sal jy nie glo hoeveel keer ek die antwoord kry, maar net. Ek pas maar net kinders op. Ek verkoop maar net klere. Ek ry maar net trokke. Ek pak maar net rakke. En eintlik is daar nie iets soos maar net wanneer jy jou werk getrou doen nie. Iemand wat trokke ry om groente te vervoer, help eintlik 'n klomp mense. Hulle help winkels en gesinne, gemeenskappe, hulle help mense om bekostige kos te kry wat hulle nodig het. God gebruik verskillende werke om by mense uit te kom. As jy jou Bybel het, maak vir my oop Psalms 147, die teks wat ek vir julle uitgestuur het, daar gaan julle sien die verse wat ek saam met julle gaan lees vandag. So as jy jou Bybel het, is jy welkom om asseblief saam met my te volg, of op jou selfoon, of waar ook al jy wil. Net so kant dat is nogal belangrik om saam te volg, nê. Wat die woord vir ons sê, dat dit so ook deel word van ons lewe. Ongelooflike psalm met 'n klomp mooi beloftes. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Vers 6, die Here laat die hulpeloses weer opstaan. Vers 9, hy gee aan die diere hulle veiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Vers 12, loof die Here Jerusalem, prys jou God Sion. Vers 13, hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak en jou inwoners geseën. Hy het jou in die grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. Tot sover. In hierdie psalm lees ons van God se sorg vir alles wat leef. God gee kos aan lewende wesens, hy verbind mense se wonde. God se goedheid is by alles wat hy gemaak het. Maar nou kan ons dit lees en dis hierdie mooi beloftes, God genees gebrokenes, God gee kos aan die wat honger is, hy maak die sluitbalke, dis nou om die poorte sterk te maak, en hy gee sekuriteit, en hy voer ons met die beste graan, al hierdie mooi goed. Maar as ek vandag vir jou die vraag moet vra, hoe doen God dit? Vers 3, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hoe doen God dit? Deur werk. Jy sien, hy gee kos en hy gee veiligheid, en hy kon dit direk uit die hemel laat val het, want hy het al. Hy kon graan en vrugte gee, sonder dat enigiemand hoef te ploeg en te plant en te oes. Kon mense se wonde gesond maak, maar hy kies om mense te gebruik. Hy sorg deur mense. Martin Luther het ongelooflike waardevolle goed hieroor geskryf. En hy het gesê, die Here het ons nie nodig omdat hy hulpeloos is nie. Hy kan alles self doen. Hy kan kos gee sonder boere. Hy kan huise bou sonder bouers. Hy kan klere gee sonder dat mense dit maak. Hy kan babas uit stof maak soos hy in die begin die mens gevorm het. Maar God kies om mense te betrek. Nie omdat God nie sonder ons kan klaarkom nie, maar omdat hy ons wil insluit. Hy wil hê ons moet deel wees van sy sorg vir hierdie wêreld. Ons werk is eintlik 'n manier waardeur God guns aan mense bewys. En dit moet vir jou 'n ongelooflike gedagte wees. Luther beskryf ons werk, ons elkeen se werk, amper as 'n manier dat dis verskillende maskers van God. Hy bedoel dat God agter doodgewone mense se doodgewone werk verborge is. Wanneer iemand vir jou kos gee, is dit op 'n manier God wat vir jou sorg. Wanneer iemand jou beskerm of onderrig of help of versorg of dien,
is dit God wat deur mense se werk sy liefde en sorg aan jou bewys. Hy gee die voorbeeld van wanneer 'n plaasmeisie 'n koei melk. Dan sê dit is nie net 'n gewone taak nie. Dit is God wat deur haar werk so vir mense melk gee. Wanneer die boer graan plant en die bakker die brood bak, die vragmotorbestuurder die brood vervoer en die persoon in die winkel dit verkoop, dan gebeur daar iets dieper. God gebruik gewone mense om ander mense te voed. Luther sê, die boer, die bakker, die melkmeisie, die ambagsman, jou buurman, is op 'n manier God met verskillende maskers. Hulle is nie God nie, maar God gebruik hulle. So ek wil vandag vir jou sê, dit beteken dat geen werk wat jy doen, te klein, te onbelangrik is nie. Wanneer jy werk, kan God deur jou werk mense dien. God gebruik jou werk om 'n stukkie van sy goedheid in hierdie wêreld in te bring. Dit beteken dan, en hierdie is belangrik, dat jou werk nie net oor jou gaan nie, maar eintlik oor iemand anders. Filippense 2 sê, moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees maar liewer die minste, sodat ander die meeste kan wees. Wanneer jy werk, moenie net aan jouself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Dit help ons om te besef vandag, my werk is nie net om myself te bevorder nie, maar ook op 'n manier hoe ek mense kan dien. Hebreërs 6 vers 10 sê, God is nie onregverdig nie, hy sal julle werk nie vergeet nie, ook nie die liefde wat julle sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien nie. Hoor jy daai konneksie, God vergeet nie julle werk nie, want julle werk is die manier hoe julle mense dien. 'n Verskil in mense se lewe maak. Ja, maar Leroy, jy ken nie my werksituasie nie, dis so Sodom en Gomorra. Wel, dan sê Jeremia 29 vers 7, toe die volk in ballingskap was, bevorder die belange van die stad, waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid vir die stad. Werk, plant, oes. Sorg dat die stad vooruitgaan. Here, dis dan 'n stad van ballingskap. Jy moet die stad bevorder, want deur dit te doen, gaan mense my goedheid raak sien. So waar ook al jy werk, waar ook al God jou roep, al is dit 'n vreemde, moeilike plek, jou werk sal jou getuienis wees. Dieselfde geld vir ons. Efesiërs 6 vers 7 sê, werk liewer hard. Hoekom? Omdat julle aan Christus behoort en doen wat God van julle vra so goed as wat julle kan. Julle werk is mos nie eintlik vir mense nie, maar vir die Here. En dan hoor wat sê dit, laat dit uitstraal in alles wat jy doen. Die manier hoe jy werk, laat God deur dit uitstraal. Jesus sê in Matteus 25, wanneer jy honger is voed en vreemdelinge verwelkom en siekes versorg en kwesbares dien, dat op 'n geheimsinnige manier, wanneer jy ander mense dien, jy eintlik God dien. En dan beteken dit, en hoor jy, die mense wat by jou werk is nie onderbrekings nie. En wat jou werk geestelik maak, is nie of jy bid in die oggend of nie. Dis hoe jy mense hanteer. As ek besef my werk, hoe ook al daardie werk lyk, is 'n manier hoe ek God dien, dan beteken dit 'n kliënt is nie net 'n kliënt nie. 'n Pasiënt is nie net 'n pasiënt nie, die leerders is nie net leerders nie. Jou werknemer is nie net 'n werknemer nie. Dis 'n uitnodiging deur God om te dien, met vaardigheid, geduld, regverdigheid. En ek het hierdie ingesit, want ek dink dit is belangrik om dit te sê, want hierdie kan nou hierdie mooi storieetjie klink,
van my werk. Maar om God te dien beteken nie dat mense my moet mishandel of misbruik nie. Om God te dien beteken nie, daar's nie grense nie. Dit beteken wel dat liefde vir God vorm gee aan hoe jy gesag uitoefen, hoe jy druk hanteer, hoe jy konflik hanteer. God is nog steeds deel daarvan. Want hierdie goed is nie apart nie. Ek het nou Dorothy Sayers aangehaal en ek wil afsluit met 'n laaste aanhaling wat sy gesê het. Every maker and worker is called to serve God in his profession or trade, not outside it. Dit beteken God roep jou nie om hom te dien weg van jou werk af nie, maar om hom te dien binne dit. Om soos met Besaliel te besef dat God sy gees, die volheid van die Heilige Gees, in jou geplant het om jou die vermoë te gee om jou werk te kan doen. Dat dit guns uit sy hand is. En dan wil ek jou vra of jou werk sal avoda wees. Om te sê, ja, ek werk hard met integriteit. Ek doen dit goed want ek doen dit vir God. Want ek besef, my werk is 'n manier hoe ek God aanbid. My werk is 'n manier hoe ek mense kan dien. En as jy vandag dit besef, moet dit 'n radikale verandering in jou werkslewe bring. Dan moet môre anders lyk. As dit nie, dan moet ek gaan kyk. Gaan dien die Here in jou werk. Here, so baie dankie dat ons vandag weer kan hoor hoe belangrik dit is, Here, dat ons werk 'n plek en 'n manier sal wees hoe ons U kan dien. Dat U ons kan gebruik daarom regtig 'n verskil in mense se lewe te maak. Om te besef wanneer ek plant en stroop, dat dit nie net gaan oor die geld wat daar uitkom nie, maar die feit dat mense kan kos kry. Wanneer ek môre by die hospitaal opdaag om pasiënte te versorg, dat dit nie maar net pasiënte is nie, maar mense wat ek iets van Jesus kan wys. Of ek by my besigheid opdaag en met my werkers praat, dat ek iets van wie Jesus is ook vir hulle sal wys. Of dalk net agter my rekenaar gaan sit om boekhouding te doen, dat ek nog steeds besef, ek dien mense. En deur dit te doen, dien ons uiteindelik die Here. Help ons, Here, om regtig dit raak te sien, dat 'n manier sal wees om U ook te aanbid. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen.